Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorregte wat U ons gee, dat U ons God is en dat U met ons is. Ons dankie Here dat U vir ons die grootste bewys van U teenwoordigheid kom gee het, omdat ons as mens ook, wanneer U vir ons iets sê, dan is dit dat ons met sware stryd, omdat ons nog vlees is en vleeslik is ons van nature rebelle teenoor U woord en U beloftes. Maar wanneer U deur U Gees in ons kom werk en ons harte open, dan kan ons met blydskap U beloftes ontvang. En dan, Here, is dit vir ons heerlik die wete dat U met ons is. En U het U teenwoordigheid ook aan ons kom bekend maak deur mens te word en onder ons te kom tabernakel, onder ons te kom woon, en ons het die heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die eniggebore Seun van God, wat gelei het, gesterf het, opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, en ons sodoende 2000 jaar nog steeds, en elke dag van ons lewe die vertroosting kan hê, dat U ons liefgehad het, en dat U die bewys gelewer het deur U Seun te gee. Baie dankie Here dat ons met hierdie versekering kan rondloop, dat ons dit as 'n pand het, die teenwoordigheid van die Heilige Gees om ons te herinner aan U evangelie. En bid ons dan Here dat ons dit so sal uitleef, dat almal dit kan sien, dat daar blydskap in ons harte is, en soms is dit so dat ons gesig droewig is, maar U woord leer ook vir ons, wanneer die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Omdat U soms ons tugtig en ons is hartseer, maar ons is diep dankbaar en bly, omdat U soos 'n vader homself oor sy kinders ontferm, U Uself oor ons ontferm. En bid ons dan Here dat ons U naam groot sal maak, omdat U ons dan deur U groote hand, kragtige hand en sterke arm, soos U eens U volk uit Egipteland uitgelei het, ons ook uit al die moeilike omstandighede, deur al die stryd, wil uitlei. Maar ons is verseker deur die woord, dat U ons in die wildernis van versoeking inlei, om ons weer kragtiger daar uit te lei, omdat U hand ons ondersteun. Seën ons dan Here by die samesyn van die gemeente, by die aanhoor van U woord, by die verklaring van U woord, en wanneer ons hier weggaan, U sê vir ons dat ons is soos bome wat geplant is by waterstrome, wat die wet oordink dag en nag, dat ons nie vergeetagtige hoorders sal wees nie, maar wanneer ons hier weggaan, dat ons sal bly dink aan U woord, dat dit uit ons harte nie gesteel sal word nie, en Here, dat ons die vrug en die vreugde sal hê van hierdie waterstrome uit U woord, om dit te oordink en om vrugte te kan dra. Ons bid Hemelse Vader vir die wat deur moeilike omstandighede gaan, vir die wat deur omstandighede met siekte in die liggaam is, die wat in hospitale is. Ons dra hulle op aan U. Ons bid vir hulle wat mismoedig is, wat kyk na die nuwe jaar en dalk vrees en dalk nie kans sien vir die nuwe jaar nie. Bid ons dan Here dat U groot van genade sal wees, U self sal ontferm, en Here dat U vertroosting sal bied, want ons weet soms nie eers wat ons self nodig het nie, maar U weet dit voordat ons dit vir U kom gee. Ons bid Here dat U ons gewillig sal maak om in U gebooie te wandel, ons wil sal buig, ons as U diensknegte, maar nie net ons as diensknegte binne in die kerk nie, maar ook daar in die wêreld, want U het die konings en hooggeplaastes gekies as diensknegte om die wat kwaad doen te straf en die wat goed doen te beloon. Maar Here, ons kom na U toe en U weet alle dinge, maar U nooi ons ook om al die verdrukking en benoudheid van ons harte en ontstelteid en ons versigtinge voor U bekend te maak. En ons kom sê vir U Here dat ons bekommerd is, omdat ons sien dat in ons regering word diegene wat sleg doen, beloon, en die wat goed doen, word gestraf. Bid ons dan Here dat U vir ons groot genade sal gee, omdat U ons leer om vir ons
konings en hooggeplaastes te bid, sodat ons 'n stil en rustige lewe in alle godsvrug kan lei, die instandhouding van die erediens en Here dat ons sal voortgaan met die verklaring van u woord en die voorlesing, die verklaring en ook die gebede. En bid ons dan Here dat u ons dan 'n godvreesende leierskap in hierdie land sal gee. Ons bid vir die leierskap van kerke wat ook droewig is in hierdie tyd waar soveel kerkdenominasies afvallig word en nie meer vashou aan die onveranderlike woord van God nie. Bid ons Here dat u daardie leierskap ook sal vervang met godvreesende herders. Bid ons Here dat u ons sal voorsien in al die tydelike dinge wat ons nodig het. Ons bid ook Here dat u ons sal bewaar van die sielevyand wat rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Ons bid dat u ons uit die voorvanger se wip sal uithou, dat u ons sal bewaar en sodoende dat ons in vryheid van liggaam en vryheid van siel u kan aanbid en verheerlik. Werk weer dankbaarheid in ons harte in hierdie tyd. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 23, gepaste wyse om ook totsiens te sê aan 2025, ons laaste erediens van hierdie jaar, en in ons reeks oor die psalms is ons vandag by Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, voor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. En ons fokusgedeelte vers 1, Johannes 10 vers 11 en Johannes 10 vers 14. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. In Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dan vers 14 van Johannes 10, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Die tema van ons boodskap, God het sy seun gestuur om herder oor ons te wees, volg die herder in gehoorsaamheid. God het sy seun gestuur om herder oor ons te wees, volg die herder in gehoorsaamheid. Calvin sê tereg van hierdie psalm dat ons wat aan die ander kant van die kruis leef, van Christus se dood en opstanding, verstaan hierdie psalm dalk waarskynlik beter as wat die Ou Testamentiese heiliges dit verstaan het, as gevolg van die feit dat Dawid en die wat voor en na hom was tot en met die tyd van Christus nog in afwagting was op die koms van die Messias. Ons het die voorreg saam met die apostels en die wat na die apostels gekom het, om te weet wie hierdie Messias is, dat dit Jesus Christus is. Weereens soos ons gesê het, ons het tweeledig, ons het Dawid en sy eie ervaring, net soos ons in Psalm 22 gehad het, Dawid sy ervaring van waarom God het u my verlaat, die groter vervulling in Christus. En hier praat Dawid weer van 'n ervaring in sy lewe, en ons sien die groter vervulling, dat die herder wat hiervan gepraat word, is Jesus ons Here. En so ons gaan vandag kyk na Psalm 23 en baie keer is dit dat leraars vat Psalm 23 en dan maak hulle dit as 'n observasie van hoe skape wat doen en hoe doen ensovoorts. Maar dis nie eintlik wat hierdie Psalm op fokus nie.
Dit sê vir ons weliswaar sekere dinge van die skape van die Here, maar grootendeels fokus hierdie op die herder. En so ons gaan grootendeels fokus op die herder, ons gaan sekere dinge van die skape noem. En dan moet ek ook sê dat terwyl ek dan tussen twee kerkdenominasies was en ek Potchefstroom my preke en take moes inhandig, moes ek die pot aan die kook hou en ek het ook intussen tyd by 'n plaas gewerk en skape opgepas, geënt, gevang, gekraal, en so, ek het so 'n bietjie ondervinding so van 2 jaar met skape werk, en dan kom jy agter, sommige predikante, nie almal nie, sommige predikante, het duidelik nie 'n idee wat by skaapboerdery aangaan. Want daar word sekere dinge gesê van skaapboerdery in Psalm 23 wat net eenvoudig nie waar is nie. En so, dis hoekom ek sê ons gaan nie fokus op die detail van die skape nie, ons het nodig om sekere dinge uit te lig. Maar kom ek vat 'n voorbeeld, dat hierdie is vir ons 'n herder-skaap ooreenkoms, maar die fokus op die herder, want watter skaap sit aan tafel en sy tafel word gedek voor sy aangesig en dat sy beker oorvloei. Kan jy sien, hierdie skaap is die kinders van God. So ons moenie hierdie skaapgedagte te ver deurtrek nie, want die oomblik as mense sê, ek gaan nou vir jou Psalm 23, gaan ek nou vir jou leer, soos wat jy dit nog nooit in jou lewe gehoor het nie, dan moet jy baie versigtig wees. Want ons wil dit hoor soos dit vir die afgelope 2000 jaar in die kerk gepredik is, en soos dit 1000 jaar voor die koms van Christus deur Dawid en sy nageslagte verstaan is. Ons wil dit ons saam verstaan soos wat dit reg veronderstel is om verstaan te word. En ek vind Johannes Calvin baie behulpsaam om die Psalm te verstaan, want hierdie Psalm leer vir ons 'n idilliese tydperk in Dawid se lewe. En so ons gaan kyk na die idilliese tyd in Dawid se lewe. Die vorige Psalm het ons gekyk na 'n geweldige moeilike tyd in Dawid se lewe. Die tyd toe hy gevoel het dat die Here ver van hom af weg is. Maar Psalm 23 is 'n tydperk waar hy die oorvloed van die Here beleef. Wat het Dawid gedoen toe hy gevoel het dat hy ver van die Here af is? Hy het in benoudheid die Here aangeroep en is deur die Here verhoor. Wat het hy gedoen toe hy oorvloed gehad het? Kom ons kyk, Psalm 23. Die Here is my herder. Soos ek in die inleiding gesê het, Christus het die reg om vir ons te wys dat hy ons herder is. En om na hierdie Psalm te kyk, het hy as herder 'n prys vir ons betaal. Met sy eie lewe, met sy eie bloed, het hy ons gekoop. En daarom kan hy ons herder genoem word. Omdat hy ons gemaak het, is ons sy eiendom, en omdat ons verlore geraak het en hy ons teruggekoop het, is ons dubbel sy eiendom. Hy is ons herder. Hierdie wete dat Christus waak oor ons soos 'n herder waak oor sy skape, behoort vir my en jou saam met Dawid groot gerusstelling te gee, behoort ons groot vertroosting te gee. En so ons het nodig om na die herder te kyk, die fokus op die herder. Wat doen die herder vir die skape? Want dit is wat gerusstellend en vertroostend is. Want ons begin eersdaags 'n nuwe jaar, daar's studente wat of begin by universiteit of teruggaan vir 'n tweede of 'n derde jaar, of daar is iemand wat begin by 'n nuwe werk, of daar is iemand wat 'n nuwe fase in hulle lewe, aftrede, of daar is kinders of kleinkinders. Ons is in verskillende fases van ons lewens. En is gerusstellend om te weet
dat die Here is ons herder, dat die Here daar is om te sien na ons, in tye wat vreemd is en tye wat vir ons ongemaklik maak. Wat is die toekoms van ons land? Wat is die toekoms van ons politiek hier in Suid-Afrika? Die Here is ons herder en hy sal ons deur al hierdie dinge lei. Ook vir diegene wat oud en verswak geword het. Die Here leer vir ons in die besonder in die Ou Testament met betrekking tot die goeie herders wat die skape oppas, die siekes verbind en hulle help. Die Here help ook wanneer ons oud en siek word. En hy bly nog steeds ons herder en sy fokus is juis teenoor die wat swak is en die wat afdwaal om hulle terug te bring. Maar die herder het ook twee stemme, die wat hy die skape mee nader roep en die een wat hy die vyande wegjaag, die leeu en die beer, soos wat Dawid vir Saul gesê het, toe hy gesê het, ek sal teen Goliat veg, en toe sê Goliat, watter ondervinding het jy as 'n jong seun van gevegte? En hy sê, ek het die leeu en die beer van my vader se skape, het ek weggejaag. En so is dit dan dat ons hierdie versekering en die gerusstelling het, dat die Here, in watter omstandighede ons ook al in ons lewe is, ons herder is. En daaraan moet ons kou, daaraan moet ons herkou. Jou omstandighede, wat jy nou in is en in 2026 ingaan, die Here verseker ons. En dit was Dawid se kopkussing waarop hy kon rus. Hy het nie daardie onstuimige tyd beleef nie, maar besef, die Here is in daardie oorvloed, in daardie omstandighede wat hy nie nodig gehad het om gebrek te ly nie, was hy verseker van die Here se nabyheid, soos wat 'n skaap verseker is van die nabyheid van die herder. Niks sal my ontbreek nie. Die oorspronklike is dit baie kort af, nie kort kom nie. Sal niks kort kom nie, niks sal my ontbreek nie. En dit is beter dat ons vertaal is, want baie sê, hoekom het hulle dit nie net so vertaal nie? Want poëties werk dit in Hebreëus, en die poëtiese gedagte, die digterlike vorm, moet die vertalers oorvertaal, en hulle het dit baie goed gedoen. Daarom is dit partykeer bietjie lywig, maar dit pas in by ons soos wat 'n mooi psalm of 'n mooi gedig sal wees. Niks sal my ontbreek nie. Die herder sorg vir alles wat nodig is vir die skape. En so wanneer ons baie keer luister na die boodskappe van wat op die televisie voorkom, mense wat skottel het en partykeer kry jy videoklips wat mense aanstuur van hierdie health and wealth kerke waar dit net sê voorspoed en seëninge vir jou finansies en jou gesondheid en al hierdie tipe van dinge. Ons is geneig om terug te deins daarvoor, want ons weet wat die gevare daarin is, omdat hulle op 'n heel dwaalspoor gaan. Maar soms is ons so krities teenoor die seën van die Here, dat ons glad niks daarvan wil hoor nie, omdat ons nie geassosieer wil word met dwaallering, en dit kan dalk moontlik lei of mense 'n idee gee van dwaling. Maar Dawid het vir ons hier dit duidelik gestel, hy kom niks kort nie. Die Here sorg en hy kom niks kort nie. En onthou wat ek gesê het is, dit vind ons nie in al Dawid se omstandighede nie. Daar was daardie omstandighede, soos in Psalm 22 en soos in ander psalms. Here, waarom staan U so ver weg? Waarom het ek nood? Waarom moet ek roep en U luister nie? En so daar is daardie tye. Maar kan ons in die tye wat God vir ons verligting gee, sê dat ek kom niks kort nie. En die rede daarvoor is,
Die Here wil ons deur die moeilike tye lei en dan wil hy vir ons voorsien en hy wil vir ons vergenoegdheid leer. Vergenoegdheid leer. Dis 'n woord wat eintlik al minder en minder in ons taal gebruik word. Vergenoegdheid. Onvergenoegdheid is om nie tevrede te wees nie en vergenoegdheid om tevrede te wees met wat ons het. En die apostel Paulus gee vir ons 'n praktiese omstandighede waarin hy was, waarin hy in die tronk was en hy nood gehad het aan finansies, want hy het mense uitgestuur om die evangelie wyd en suid te gaan verkondig, en so hy moes geld hê en vir hulle voorsien om op 'n boot te klim en om te reis vir die mense wat pad langs gereis het, om te oornag by plekke, om kos te kan koop op die markpleine, en sodoende het hy vinnigheid geld uitgehardloop en hy het nood gehad. En die gemeente Filippi wou graag vir hom voorsien, hulle kon nie, hulle het opgespaar en toe op 'n stadium toe daar geleentheid kom, toe het hulle nou soveel opgespaar dat hulle 'n afvaardiging moes stuur en Paulus sê, ek het omtrent te veel nou. So ek het tye gehad waardeur die Here my gestuur het, waar ek te min en gebrek gehad het, dan was tye gewees wat ek te veel gehad het, in alles is ek onderrig. So dis deel van God se onderrigting wanneer jy 'n Psalm 23, ek wil nie sê 'n oomblik nie, 'n Psalm 23 tyd in jou lewe deurmaak. Dan moet jy leer om daarmee vergenoeg te wees, want jy weet nie môre of oormôre of die tyd van Psalm 22 vir jou sal aanbreek, waarin jy groot nood, groot benoudheid en jou geroep groot en jou trane baie is. En so ons het nodig om te weet dat daar tye is waar die Here op so 'n wyse voorsien dat ons niks kort kom nie, maar onthou wat het in die wildernis gebeur, dat toe die Here sy volk uit Egipte land uitgelei het, hulle verlos het van slawerny, binne in die wildernis uit hulle deur die Rooi See gelei, die vyande het in die Rooi See verdrink, en nou is hulle veilig aan die ander kant, hulle sing loflied tot eer van die Here, hulle kom by die berg, hulle ontvang die gebooie van die Here, en hulle raak ongeduldig, en die volk staan op om te begin speel, en hulle pleeg afgodery, maak 'n goue kalf en dan bid dit, en hulle murmureer, ons het niks om te eet nie, en die Here gee manna. Ons het niks om te drink nie, en die Here beveel Moses om die rots te slaan, dat daar water uitkom. En die Here gee vir hulle 'n wolkkolom, sodat hulle nie te warm word nie. Hy gee hulle in die nag 'n vuurkolom, sodat hulle nie te koud word nie. En wat doen hulle? Hulle is nie tevrede nie, ons wil vleis hê. En hulle murmureer, en hulle murmureer, en hulle murmureer. Onvergenoegdheid. Daar was nie 'n punt waarby hulle gekom het waar daar 'n punt van versadiging was en tevredenheid was nie. Dit was die heeltyd 'n gemurmurering teen die Here. En so daar is 'n les te leer dat ons vergenoegd moet wees in die omstandighede waarin ons is, het sy of ons gebrek het. Maar wanneer ons oorvloed het, leer die Here ons om hom nie te vergeet nie. En hy waarsku ook sy volk, hy sê vir Moses sê vir die volk, as ek nou julle in die beloofde land inlei, en julle dan nou huise kry wat julle nie gebou het nie, wingerde van eet wat julle nie geplant het nie, moenie die Here julle God vergeet nie. Want dit is maklik om te sê, deur my sterke hand het ek al hierdie dinge verwerf. Die Here sê, dit is nie jy nie. Ek het dit aan jou gegee. En moenie die eer vir jouself gee nie. Die Here wil ons lei in Psalm 22 oomblikke, 22 tye en Psalm 23 tye, sodat ons vergenoegdheid kan leer. En wanneer ons vergenoegdheid leer in daardie tye van oorvloed, moenie die herder wat jou lei vergeet nie. Want hy lei jou na groen weivelde.
Hy laat jou neerlê, hy laat jou hurk of kniel, soos die oorspronklike sê, by groen weivelde. En dis nou eenvoudig, jy as 'n dorps of 'n stadsjappie, jy hoef nie noodwendig op 'n plaasie as groot te geword het nie, maar as jy by familie gaan kuier het op 'n plaas, dan weet jy, skape word uitgelei na 'n groen weiveld, nie net sodat hulle daar kan gaan lê nie. Hoekom hulle hurk en hoekom hulle kniel en hoekom hulle lê, is die feit dat hulle gaan na die groen weiveld en hulle begin wat doen? Hulle begin vreet, totdat hulle pens vol is. En dan gaan hurk, kniel, buig hulle neer en hulle lê en herkou. En dis hierdie verwysing na, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, dit skakel daarby in, hy laat my lê in groen weivelde, met ander woorde, hy versorg vir my genoegsaam om te eet en om tevrede te wees, en ek kom dan nou niks kort nie, waarin ons dan sien, dat dit is Dawid wat vir ons hier 'n voorbeeld stel, maar Israel het nie vir ons daai voorbeeld gestel nie, alhoewel die Here hulle gelei het in die wildernis, dorre wildernis, maar water en voedsel gegee het, was hulle nooit tevrede gewees nie. Het hulle nooit gekniel voor die Here nie, het hulle nooit in tevredenheid na die Here gegaan en dankbaarheid teenoor hom bewys nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen, en dis ook weer eens deel en dit koppel aan die herder wat veroorsaak dat daar geen nood is nie, dat ek niks kort kom nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou skape is in sommige opsigte slimmer as wat ons dink, baie slimmer as wat ons dink, en sommige opsigte regtig dommer as wat ons dink. En so wanneer daar sterk vloeiende water is, die boer vir wie ek gewerk het, se plaas was teen die Wilgerivier, en soms kom daar die Wilgerivier in vloed af, dan moet jy die skape weghou, want wanneer hulle daar begin saamdrom, dan is hulle maar lomp, en die een stamp die ander een in die diep water in, en daar vloei hy in die rivier af, en verdrink. En so waters waar rus is, rustige waters is wat skape dan meer veilig by is. Maar ek het al gehoor dat mense sê, het jy geweet, 'n skaap sal nooit water drink wat stil staan nie. Hy sal net water drink wat saggies vloei. Het jy al ooit by 'n plaas gesien dat daar suiptroe is? Dat daai water staan stil. As die skaap so toe gaan, druk hy sy mond in die water, sy bek in die water en hy suip. En so, ek weet, daar word hierdie idilliese storieetjies gekoppel. Dit wat hierdie gedeelte vir ons wil sê is, skape is veilig by 'n bietjie water, 'n stroompie water. In die meeste gevalle was daar nie die gerief van 'n stroompie nie. In die meeste gevalle, wat sien ons in Abraham se lewe? Hy gaan en hy graaf die een put na die ander ene, sodat hulle kan skep en water kan hê vir die diere. En die gedagte is, dis nie genoeg water wat hulle uit die put uit skep vir die dier om te versuip nie. En so met ander woorde, dis 'n veilige hoeveelheid water. Dis die gedagte wat daar is. Ons lees van Abraham. Isak het die ou putte opgegrawe wat die vyande toegestop het. Ons sien Jakob wat by Paddan Aram aankom en Laban se dogters is besig om water hulle wag sodat hulle water vir hulle pa se diere kan skep. En ons sien Jakob pas vir 20 jaar pas hy skape op van sy skoonvader Laban en hy moet sorg dat hulle water kry in die oggend en in die aand. En so sien ons Moses toe hy vlug van Egipte. Hy het vir Sipora by die put gekry. So die meeste gevalle is putte water waar hy daar geskep word en bietjie water is en nie genoeg
vir die bedreiging van skape nie. Daar is daardie tye wat daar groot klomp moeilikheid in ons lewe, of selfs, laat ek dit so stel, soveel oorvloed is wat God ons gee, dat ons selfs in ons voorspoed kan verdrink. Maar in hierdie opsig, sê Dawid, die oorvloed van die Here is soos net reg, net genoeg, en dis waters waar rus is. Dit klink soos 'n idilliese prentjie, maar is eintlik die idilliese hartstoestand wat God binne in sy kinders skep. 'n Hart van dankbaarheid. Wat sê, ek kom niks kort nie, want hy lei my na groen weivelde, hy lê my daar neer, hy sorg vir my dat ek water het. En verder, hy verkoop my siel, en die Hebreëse woord is draai, terugkeer, terugbring, bekering. En so hy bekeer my siel, hy keer my siel terug, hy bring my siel terug, hy verkoop my siel. Dis 'n baie ryke Hebreëse woord, word oor die 1600 keer in die Ou Testament gebruik, en 'n geweldige hoeveelheid verskillende maniere waarop hierdie woord vertaal word. En ons weet dat dit alles begin daarby dat die Here ons in sy verbond intrek en dan sy verbond in vervulling bring, deurdat hy die teken van die verbond, die water wat toegedien word op my as 'n babietjie, dat ek vuil is en gewas moet word, met die oog daarop, en soos wat ons opgevoed word, soos wat ons onder die geklank van die woord in ons ouerhuis, by stiltetyd, huisgodsdiens, eredienste, sodoende word ons blootgestel aan die evangelie, en die lig van God se woord skyn in ons harte, en hy bring verlossing vir ons siele. Baie mense sien dit in die oog van net eenmaal, lang gelede, het ek hierdie Damaskus ervaring gehad, my naam daar neergeskryf, en daai jaar was hierdie besonderse tyd gewees, maar in werklikheid sterf die ou mens elke dag, en elke dag staan daar 'n nuwe mens op. Bekering is nie net vir lang gelede nie, bekering is vir elke dag. En hy verkoop my siel, beteken elke dag wanneer die herder my uitlei, elke dag wanneer hy vir my voldoende en volkome voorsien, elke dag verkoop hy my siel. En so dit is vir ons duidelik die troos wat God vir ons gee, want soms word ons siel onrustig in ons, en hy kom en hy draai ons weer terug na hom toe, hy bring ons terug na hom toe, soms moet hy ons gaan haal om ons terug te bring na hom toe, en ons te bekeer. En so ons herder red ons siel, hy verlos ons siel, en hy bly ons siel verlos, en hy maak ons siel dag vir dag nuut. Hy verkoop dit en ons word vertroos. En hier is die boodskap wat ons siele vertroos, saamgevat in ons Heidelbergse Katekisme Sondag 1 vraag en antwoord 1. En ons ken dit almal baie goed, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus, wat my met sy kosbare bloed van al my sondes gewas het, en op so 'n wyse bewaar dat nie 'n haar van my hoof sal val nie. So kort weergawe van die antwoord van Sondag 1. En so die Here kom en hy verseker ons dan die heeltyd van hierdie hand van sy hand wat hy op ons het, en dat hy ons lei en ons versterk, ons siele gered het en ons siele verkoop. Die Here het soms nodig gehad om sy eie disippels wat uitgeput en uitgemergel was, eenkant te lei en hulle rus te gee. Markus 6 vers 31, en hy sê vir hulle, dis nou vir sy disippels, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie.
Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. So kyk hoe vat die herder sy skape, dis die apostels, die disippels, en hy lei hulle een kant en hy sê, kom rus 'n bietjie. Kom rus een kant. En ons kan 'n patroon sien in die apostels se lewe, dat hulle het geweldig tronkstraf gehad. En tronkstraf volg gewoonlik na die moeilikste tye wat hulle gehad het, dan wonder ons of die Here nie hulle net laat asem skep het in die tronk, hulle laat vrylaat het en hulle dan weer op hierdie geweldige, intensiewe evangelisasie veldtog gestuur het nie. Dit is net, soms sien ons dat daar tye van verkoking is, soos in Filippi, in die tronk in Filippi, waar hulle geslaan is, hulle gelei het, maar die tronkbewaarder tot geloof gekom het, hulle in sy huis ingebring het, hulle wonde gewas het, hulle ete voorgesit het, hulle het daar by hom in gerief en gemak geslaap. En so ons kry hierdie patroon, dat selfs tye van tronkstraf, tye van rus was. Die Here roep ons soms tye van rus. Soms is dit om ons te halt. Soms is dit daardie tye van jy is jou werk kwyt. En nou is dit, wat moet ek nou volgende doen? Rus in die Here. Ja, ons moet soek vir werk as ons werk kwyt is. Maar die Here beskik ook vir ons 'n tyd van rus. En sodoende het ons as kinders van die Here omstandighede wat ons verstand te bowe gaan, en wanneer ons later terugkyk, dan sien ons, dit was 'n verkoking van my siel wat hy daar vir my gegee het. Ek het dit nie daardie tyd besef nie. Dan hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naams ontwil. Dis 'n baie mooi vertaling wat ons Afrikaans hier het, die spore van geregtigheid. En dis net soos ons vertaling sê, spore, is meervoud. In Hebreëus is dit meervoud, spore van geregtigheid. Waarom gebruik hy die term meervoud? Is dit nie net dat die Here loop 'n spoor voor ons vooruit en ons volg in hierdie een spoor nie, spore. En die verklaring daarvoor is dat hierdie boere, skaapherders, was dan mense gewees wat op plase en veral in plekke waar die koring en die gars afgeoes is, die skape heen lei om dan daardie stoppels te vreet. En nou daardie stoppels is die grane wat afgesny is, want jy die koring oes en jy die gars oes, en dan is daardie koring uitgeskit en hulle het dan nodig gehad om dit na die mark te neem, en hulle het gewoonlik 'n wa geneem, en dan het hulle al hierdie koringsakke het hulle op die wa geplaas, en hulle het dit dan in en uit, heen en weer gery, mark toe en terug, of na die plek by 'n stoorkamer waar hulle dit gestoor het, heen en weer. En net soos wat dit op 'n plaas is, as jy nou dink in terme van die wa, net soos 'n bakkie wat oor en oor op dieselfde pad ry. Jy sal sien later is die middelste gedeelte so hoog dat dit karre aan die onderkant skraap, en dan kry hulle bulldozers en dan stoot hulle dit weer plat. Skrapers, eintlik padskrapers wat dan dit plat skraap. So dis die gedagte van spore. En skape hou van 'n paadjie. Skape hou van spore. Hulle druk baie keer hulle kop neer en hulle kyk nie verder voor hulle nie, en dis maklik om skape te lei in daardie spore en daardie fore. So selfs waans en selfs ook wanneer hulle in oorlog was, want die koning het dan perde en waans vir oorlog gehad, het hulle in hierdie spore van die verskillende paadjies wat tussen die verskillende plase was, kon hulle dan heen ry, spore wat al reeds vooruit gemaak is, en daardie waans was redelik stabiel geweest binne in daardie spore wat die waans gemaak het.
En binne in daardie spore lei hy ons na die groen weivelde, spore wat alreeds vir ons uitgetrap is. En Christus is die een wat vir ons die spore vooruit getrap het. En hy lei ons in watter spore? Van geregtigheid. So die krisis wat in my lewe kom, waarna toe wil die Here hê moet dit lei? Dit lei na geregtigheid. Dit lei na 'n lewe van heiligheid. Hy wil ons nader en nader aan homself bring. Spore van geregtigheid. En al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Die woorde al gaan ek ook. Met ander woorde, dis die uitsondering. Al moet ek ook deur die dal van doodskaduwee gaan. Dit beteken nie ons word elke dag deur die dal van doodskaduwee gelei nie. Leeu's wat skape wil vang. Ons sien die gedrag hier in Afrika, in die Kruger Wildtuin en ander wildtuine wat ons hier het, sien ons dat hulle baie keer 'n lokval vir diere stel, vir bokke stel. En in daardie geval sal dit vir skape en 'n herder wees, waar 'n leeu in die verte besig is om te stap en jy raak bewus van hom en jy draai uit na 'n ander plek, maar daar is ons 'n lokval gestel. En dan besef die herder, wanneer die leeu's omsingel, dat hierdie is die dal van doodskaduwee. En so kom die ou sielevyand en probeer ons omsingel, maar die Here verseker ons in sy woord dat hy die mag van die bose alreeds verbreek het. En dat hy met my en jou is en dat die duiwel se planne nie sal seëvier nie. Maar daar is hierdie tye van doodskaduwee. Daar is hierdie tye van vrees. Daar is hierdie tye wat die duiwel soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wie hy kan verslind. Daar is hierdie tye wat ons in sy fokus en in gevaar is. En Dawid het hierdie tye gehad. Hy het dit teen Goliat gehad. Hy het dit teen die Filistyne gehad. Hy het dit teen in verskeie oorloë teen verskeie nasies gehad. Hy het dit teen sy eie seun Absalom het hy dit gehad. Hy het dit teen Jespi-Benob, 'n reus van die Refaite wat geveg het vir die Filistyne. En Dawid kon hom nie oorwin nie. En een van die jong manne het gekom en ingegryp, Abisai, die seun van Seria, 2 Samuel 21 vers 16 en 17. Dawid het sy tye gehad van doodskaduwee en benoudheid, maar die Here het hom uit al daardie oomblikke uitgehelp. En selfs die dood behoort ons nie af te skrik nie, want die angel van die dood is uitgetrek, 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57. Die Here help ons ook in die oomblikke van doodskaduwee, van doodsvrees, en dan moet ons daardeur gaan, en dan moet ons sterf. Die angel van die dood is uitgetrek deur Christus se dood en opstanding, verseker hy ons dadelik lewe by hom. Paulus sê ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want is verreweg die beste. En ook sê 2 Timoteus 3 vers 10 en 11, Paulus sê vir hom, maar jy het my, vir Timoteus, Paulus skryf aan Timoteus, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos my te beurt geval het in Antiochië en in Iconium en Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. Die Here se beskerming is daar vir ons. En dan hy berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En jy kry daardie mense wat God vyandig gesind is, wat jou vyandig gesind is, wat jou verdruk en die wiel draai. En die omstandighede is nou van so 'n aard dat jy as 'n jong man kom by 'n werk en die persoon misbruik jou, persoon wat jou lewe wil vernietig en ruïneer as gevolg van die miserabelikheid van sy eie lewe, en op die ou end gee hy jou geen ander keuse om te gaan en
elders te gaan werk nie, en dan later jare sien jy hoe die Here daardie man op gladde plekke gestel het, en hy het jou standvastig vasgehou. Die Here berei 'n tafel voor ons aangesig teenoor ons teestanders. Ons sing altyd dit tydens die nagmaal. Die Here berei vir ons 'n tafel teenoor ons teestanders. En dit is 'n tafel teenoor die sielevyand, die duiwel. En die Here verseker ons van sy nabyheid, sy verlossing. Maar in benoudheid hier op die aarde, baie keer, dan kom dit lank na die tyd, kom die Here en hy katrol sy vyande in. Soms om self sy vyande, sy vriende te maak, soos Josef se broers om vyande gesind het, en later 'n feesmaal vir sy broers voorgesit het, en hulle kon sien hoe die Here 'n tafel voor Josef gedek het, voor sy vyande wat sy broers was, maar hy het hulle nie soos vyande behandel nie, maar begenadig. En so daarom moet ons nie die tafel wat voor ons aangesig berei is teenoor ons teestanders, moet ons versigtig wees om nie dit te gebruik as 'n WP oomblik nie. Mos gesê, jy sal sien, verbitter, maar 'n tydperk van die Here het aan my genade gegee, ek wil aan jou genade gee. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. En so hierdie teksvers wil baie mense graag as hulle lewensteksvers hê, is net goedheid en guns. Net goedheid en guns sal my volg. Net goedheid en guns. Hoe sou Dawid sê dat die stok en die staf van die Here vertroos hom, dit verkoop hom, as hy nie daardie tye van benoudheid gehad het nie? Wat beteken dan net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe? Nou hierdie woord volg in Hebreëus word in sommige plekke vertaal met agtervolg. Met ander woorde, jy gaan in tye waar dit moeilik is, en soos in die dal van doodskaduwee, en jy stap in die dal van doodskaduwee, en jy hoor 'n geritsel agter jou, en jy is bekommerd, en jy loop vinniger, en die geritsel raak al harder, en dan was dit al die tyd, spring die goedheid van die Here agter 'n bos uit, en sê, dis ek wat jou agtervolg het. En God gee sy goedheid aan ons. Jy moes al in jou verlede tye beleef het, waar jy doodsbevrees was, of gedink het dis die einde van jou lewe, of dit kan nie verder nie, en dan ewe skielik spring die goedheid van God na vore vir ons, want hy het dit gestuur agter ons aan om ons te agtervolg, en ons dink dis die vyand, en ons wil weghardloop. En ons het al soveel getuienisse van mense gehoor waar hulle byvoorbeeld bevrees was omdat hulle nie geld gehad het vir hulle maandelikse huishuur nie, en dan kom die persoon om die geld te bring, en dan wil hulle nie oopmaak nie, en dan hoor hulle later, maar dis eintlik vriende wat geweet het, hulle is in moeilike omstandighede, en hulle het geld gebring vir hulle, maar hulle was te bang om oop te maak. So soms kan ons so bang wees en dink dat dit wat ons agtervolg is die bose, en hy sal ons in die hande kry, en hy sal ons verslind, terwyl dit baie keer die Here is wat agter ons kom en vir ons voorsien. Ons dink dis die duiwel wat as 'n brullende leeu agter ons loop. Intussen tyd is dit die leeu uit die stam van Juda wat ons wil bystaan en ons ondersteun. So dit beteken nie net goedheid en guns sal jy hê elke dag van jou lewe nie, maar dit beteken dat goedheid en guns sal jou altyd agtervolg, selfs in die tye waar die stok en die staf van die Here nodig is om ons te beskerm en met ons te wees. Kind van God, is hierdie psalm nie 'n besonderse psalm? Kan ons met mekaar ooreenstem dat ons verstaan hoekom dit baie se gunsteling psalm is? Ons wil graag na hierdie psalm kyk en in hierdie omstandighede ons lewe voor die Here in gedagte hou. En ons wil hê dat die blydskap en die vreugde moet voortspruit. En ons wil hierdie selfde
verheerlikende woorde, woorde wat verheerlikend is tot die naam van die Here, wat prysenswaardig is vir die Here, wil ons graag uiter. Maar ek en jy weet dat die realiteit is baie keer dat ons eie trots, ons eie onvergenoegdheid maak, dat wanneer God ons dan die uitkoms gee, dan sê ons, kyk net watter dinge het ek deur my eie hand bereik. En dan verloon ons die Here op 'n baie kritiese oomblik. Miskien is jy nie in 'n Psalm 23 moment in jou lewe nie. Maar laat ons dit onthou, dat wanneer dit kom, dat ons nie teen die Here verhef nie, maar dat ons die gesindheid van Dawid sal hê, om te sê, dis die herder wat my lei, dis die herder wat my voed, dis die herder wat vir my dors voorsien, dis die herder wat my beskerm, dis die herder wat my deur die dal van doodskade weer lei, dis die herder wat my tafel vir my dek voor my teestanders se aangesig, dis die herder wat se goedheid en guns my sal volg al die dae van my lewe. En soms het ons nodig om deur Psalm 22 momente te gaan, sodat Psalm 23 momente meer waardeer word. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons nader tot die troon en die grootste moment waar U goedheid ons gevolg het, was toe U seun gestuur het om daardie konkretisering van goedheid te wees, deur vir ons sonde te ly en te sterf. U het ons deur U seun se kosbare bloed gekoop, gereinig van al ons sondes. En terwyl U dan vir ons so 'n groot geskenk gegee, die lewe van U seun, hoe sal U dan nie vir ons al die ander dinge genadiglik skenk nie? En daarom sien ons uit na wat U vir ons wil doen in die nuwe jaar. Help ons, Here, dis nie in ons natuur om nederig te wees nie, dis nie in ons natuur om dankbaar te wees nie, maar teen ons natuur. Maar U het juis gekom deur U Gees om ons wil te buig ooreenkomstig U wil en om in dankbaarheid te lewe. En help ons dan om U gebooie op te soek, in U gebooie te wandel, gehoorsaamheid aan U, sodat ons dankbaarheid teenoor U kan bewys. Dat ons nie net lof met ons lippe sal spreek nie, maar dat ons deur ons handel, ons wandel en deur dit wat ons sê en sing, lof aan U sal bring. Tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van U koninkryk bid ons dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.